Dag sê, in vandag se broodbrokkie praat ons oor voorbidding wat die Vader behaag. Ons skriflesing vandag kom uit 1 Timoteus 2 vers 1 en 3, wat soos volg lees. In die eerste plek vermaan ek dan, dat smekinge, gebede, voorbedes, dankseggings gedoen moet word vir alle mense, want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser. Ons leef in 'n gejaagde wêreld, wat dikwels uiters selfgesentreerd is. Wanneer ons na die Here toe kom in gebed, is dit ontsettend maklik om dadelik vas te val in 'n lang inkopieslys van ons eie persoonlike behoeftes, begeertes en bekommernisse. Tog roep die skrif ons tot 'n dieper, ryker vlak van stiltetyd, 'n vlak wat die hart van ons Vader op 'n baie besonderse wyse raak en verbly. Dit is die wonderlike, stille bediening van voorbidding. Voorbidding beteken eenvoudig om geestelik in die gaping te staan vir iemand anders. Dit is daardie heilige oomblik wanneer ons doelbewus ons eie laste vir 'n rukkie op sy skuif, om die pyn, die stryd en die behoeftes van ons vriende, familie, landgenote en selfs vyande met vrymoedigheid voor die genadetroon te bring. Waarom behaag voorbidding die Vader dan so seer? Die antwoord lê daarin dat dit direk sy eie goddelike natuur weerspieël. Ware liefde is onselfsugtig. Daar is waarlik min dinge wat so suiwer en opreg is, soos om jou tyd en geestelike energie in gebed vir ander mense te belê, veral wanneer daardie persoon dalk nooit eers sal weet dat jy vir hulle gebid het nie. Soos ons in 1 Timoteus lees, is hierdie onbaatsigtige gebede goed en aangenaam voor God. Dit vergroot ons harte, breek ons menslike vooroordeele af en bind ons kragtig in liefde saam. Wanneer ons getrou intree vir die wat ernstig siek is, die wat in sonde vasgevang is, of leiers wat dringende hemelse wysheid kortkom, word ons medewerkers in God se reddingswerk. Jou stille gebed in jou binnekamer kan presies die geestelike deurbraak wees wat iemand anders vandag desperaat nodig het. Kom ons streef daarna om nie net gelowiges te wees wat om oorlewing bid nie, maar kragtige voorbidders wat die Vader hart bly maak. Hier is 'n skriftuurlike feit om te onthou. Ons staan nooit alleen in ons voorbidding nie. Jesus Christus self is ons allergrootste voorbeeld van 'n voorbidder. Romeine 8 vers 34 herinner ons dat dit Christus is wat gesterf het, ja, wat ook opgewek is en aan die regterhand van God is en vir ons intree. Elke keer as jy jou oë sluit om vir 'n ander persoon te bid, volg jy letterlik in die voetspore en bediening van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Onse hemelse Vader, vergewe my dat my gebedslewe so dikwels net om my eie wêreldjie in behoeftes draai. Open asseblief my geestelike oë vir die werklike nood van die mense rondom my. Gee my 'n hart wat met deernis brand vir ander se redding, genesing en vrede. Leer my vandag deur U Heilige Gees hoe om as 'n getroue voorbidder in die gaping in te staan. Mag my gebede vir ander mense 'n lieflike en aangename geur voor U wees. Ek vra dit in die magtige naam van Jesus Christus, ons ewige voorbidder. Amen.